Goeiedag, ek is Willie Botha van die Banbury Gereformeerde Evangeliese Kerk hier in Australië. Ek wil vandag met ons gesels oor 'n woordjie wat ons baie goed ken. Van kleins af, miskien naas pappa en mamma en boetie en sussie, is een van die eerste woorde wat ons geleer het, is die amen aan die einde van 'n gebed. Ons ken dit baie goed, want baie keer verstaan ons dit by tafelgebede is dat ons nou kan eet en lekker aansit en smil aan die heerlike kos wat voorberei is. Maar ons hoor dit ook wanneer ons huisgodsdienst doen, of aan die einde van 'n erediens of 'n gebed, hoor ons dat die woordjie amen ter sprake kom. Maar eintlik as ons mooi daar gaan oor nadink en oplees, kom ons agter dat die woordjie amen 'n baie wye betekenis het. In die Ou Testament kom die woord amen nie minder nie as 330 keer voor. Dit word gewoonlik verstaan met iets in die lyn van ons afhanklikheid van God, ons getrouheid van God en ons sekerheid wat ons voor God kan hê. En daarom kan ons ook sê dat die woordjie op ander plekke byvoorbeeld in verband gebring kan word met die geldigheid of die waarheid van 'n gedagte. Dit word ook beklemtoon. In Deuteronomium 7 vers 9 en Jesaja 49 vers 7 word dit weer met die trou van God self in verband gebring. In die Nuwe Testament word die woord baie keer gebruik. Jesus gebruik dit selfs aan die begin van sinne, maar dit word ook as 'n liturgiese formule aan die einde van gedeeltes gebruik. Die amen daar word gewoonlik weer met sekerlik en voorwaar in verband gebring. Nietemin, hoe dit ook al sê, is dat amen 'n wye verskeidenheid van betekenismoontlikhede het, maar dat dit allermins beperk is tot die einde van 'n gebed of net die bevestiging van dit wat ons pas gebid het. Eintlik is amen die skarnier tussen daardie intieme geleentheid waar ons met God kommunikeer en die wêreld. Dit is nie die afsluiting van iets nie, maar dit is veel eerder die voortsetting van dit wat ons sopas gebid of dit wat ons van God geleer het. En daarom kan ek en jy elke keer as ons die woord amen hoor, eintlik 'n voortsetting van ons lewe daaruit hoor en weet dat my hele lewe 'n gebed voor God is. Wat ek is en wie ek is voor God wanneer ek bid, kan nooit los staan van wie ek is wanneer ek voor God lewe nie. Amen is nie die einde van iets nie. Dis die begin van die voortsetting van dit wat ek nou net van God geleer het, of dit wat ek van God vra. Dis inderdaad my afhanklikheid, my trou teenoor God en die waarheid en die geldigheid van God se woord. Baie dankie.